Ja, welkom vir almal online en wat nou by ons inskakel en ons hoop en glo julle gaan hierdie diens ook geniet. As ek hier gepreek het vanoggend het ek ook dalk in die bed gelê en kerk kyk. Dalk kan ek. Ons gaan 'n kamera kan reg, ek seker ons gaan dit reg kry. Liewe gemeente, ons is besig met 'n reeks waar ons kyk na die groot uitstallings wat Jesus maak is ek is. Hy maak groot uitstallings wat hy sê, ek is. En elke keer wanneer Jesus sê, ek is, wil hy vir jou iets sê van wie hy is, maar nie net wie hy is nie, hy wil vir jou iets sê van wie sy pa is. So in hierdie reeks waar ons praat oor ek is, praat ons letterlik, wie is God? Ons antwoord letterlik, wie is God? So ons praat van wie ek is. En Jesus het 'n ongelooflike klomp ek is stellings gemaak. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis wat hy vandag vir hulle sê. Maar hy het ook gesê, ek is die ware wynstok. Hy het ook gesê, ek is die groot ek is wat was voor Abraham. En daai woorde, as hy dit sê, dan wil ons notisie neem. Ons wil stil raak en ons wil notice, ons wil optel, ons wil sien wat hy doen. Want die oomblik as Jesus begin sê, ek is, dan moet jy op jou tone staan, jy moet paraat wees en luister, want hier gaan 'n gem uitkom. Daar gaan iets gebeur, wanneer jy weet wie hy is. Ek kom vra eintlik die vraag vandag. En hierdie vraag wat ek vra beïnvloed jou hele lewe. Beïnvloed jou elke dag, jou elke wandel, elke verhouding, alles wat jy doen. Dit sal jou beïnvloed in elke omstandighede van jou lewe. Die grootste vraag, wie is die Here vir jou? Nie wie is die Here van die Bybel nie. Nie wie is die Here van die wêreld nie. Wie is God vir jou? As ek jou hierdie vraag vra, dan sal dit elke dimensie van jou lewe affekteer. Hoekom vra ek hierdie vraag? Want ek vra hierdie vraag, want 90% van wat ek en jy dink van wie God is eintlik anders as dit. Ek vat 'n voorbeeld. Verbeel jou, daar was 'n man gewees, dat is eintlik 'n ware verhaal, daar was 'n man gewees, en hy het 'n ouma gehad. Sy ouma was baie lief vir die Here, en jy weet hoe die ou mense oor die Here voel, en dit is godsdiens, 'n staatsgodsdiens. En hierdie jong man het by sy ouma gaan kuier vakansies, en dan gaan hy, en hy kom in die Spens, en dan is daar 'n groot krat appels. Groot krat appels. En dan wil hy soms 'n appel vat, sonder dat hy vir ouma vra, en ouma vang hom eendag, sy sê vir hom, luister jong man, as ek jou sien, 'n appel steel, dan straf ek vir jou. Want sy ouma wil hom nou leer. En sy sê, en dan, wanneer ek jou nie sien nie, dan sien God jou, en dan sal hy jou straf. Nou vra ek vir jou, groot te word met daai konsep. Wat dink hierdie jongman van God? Hy dink seker God is hierdie persoon wat rondloer, en hy wag en hy hou klein seentjies dop. Wanneer hulle in die Spens inkom, is hy paraat en die hemel staan op aandag, wat gaan hierdie kind doen? Hy vat 'n appel. Dis verskriklik. Ons gaan hierdie kind nou moet uitsorteer. Die hemel fokus nou op hierdie kind. En hierdie kind het hierdie idee van God is die God daar in die hemel, en hy kyk het wie steel appels. Hy moet baie besig wees. En dan word ons groot met hierdie konsep. En hierdie man sê, nou laat ek God ken. Nou dink ek, wat sou hy vir my gesê het toe ek 'n seun was? Hy sou teen vir my gesê, Boeta, hoekom het jy die 2 gevat nie? Want sy idee van wie God is, het gesond geword. Ons lewe met konsepte en gebroke idees wie God is, want ons word groot gemaak deur 'n samelewing van mense wie ook nie weet wie God is nie. And that has a massive influence on us. Ek nou nog by die dieper gesê, maar imagine, onthou julle hoe gereeld, as dit nie vir jou gesê het, is dit vir jou vriende gesê, maar is vir almal gesê om ons. Imagine 'n klein dogtertjie op haar verjaarsdag, en sy kry 'n langbeenpop. En wil jy imagine hierdie langbeenpop, is jou splinternuwe geskenk, en die ander maatjies wil met hom speel. Nou voel jy effens besitlik, op hierdie ouderdom van 'n volle 2-3 jaar oud, het jy baie min besitting, so die bietjie besittings wat jy kry, voel jy, dis myne. En wat is die eerste woord wat 'n kind op daai ouderdom al baie mooi sê? Myne. En dan maatjie wil met die pop speel, en iemand sien sy vat nie en deel nie die pop met die maatjie nie, sy sê nee, myne.
En iemand kyk na, hoorie my laaitjie, as jy nie deel nie, maak jy liewe Jesus se hartjie baie seer. My kind het so pas op haar verjaarsdag die skepper van die heelal se hart gekraak. Nou sy hart baie seer. Nou imagine hierdie meisietjie word nou, hoor dit gereeld. En na rukkie begin sy somme maak in haar kop van hierdie God wie ons aanbid. Is 'n fragile wese. Versigtig wees. Nou begin sy dink, ek maak sy hart omtrent 1 keer 'n dag seer, my boetie is 3 keer stouer as ek. Hy maak sy hart omtrent 4 keer 'n dag seer. Maar ek is in 'n skool vol maatjies soos ek wat sy hart 1 keer 'n dag seer maak, maar die ouer kinders maak hom 5 keer 'n dag seer. Ons trek by 999 keer wat God se hart gebreek is voor eerste pouse. En dan raak hy kind doodstil en sy besef, my ma en pa maak soms sy hart seer, oupa en ouma, die wêreld maak sy hart seer, die Here van ons lê in triage. Hy kan nie asem nie, sy hart is in flarde, want knekkies maak sy hart seer. Rob, where will you end up? If your image of God comes out of these things. Daarom vra ek vir jou, wie is God vir jou? Want nou word jy groot en jy besef, jette, ek kan nie Jesus hartseer maak nie. Hy is te sensitief, ek kan nie met hom goed deel nie. Ek kan nie met hom die lelik en die gebroke my hart deel nie. Waarom? My jette, sy hart gaan breek. Sy hart gaan breek. Ek kan nie anders as om te dink, hoe word ek groot? En wat is die beelde wat mense van my gesê het, hoe lyk God nie? Onderwysers wat hierdie ding gebruik het om jou te dwing op 'n sekere manier optree, ma's en pa's wat rasend was, en dit was nie om hulle jou skade wil maak nie, hulle wil jou 'n les leer, maar op een of ander manier bou dit iets in ons in. En dis waar ons vandag hierdie ongelooflike skrifvers kry. Ons kry hierdie ongelooflike skrifvers, en in hierdie skrifvers wil Jesus vir ons iets sê van wie is hy en wie is hierdie Vader. So ons vind ons vandag in ons skrifgedeelte en om net te verstaan wat hier aan die gang is. Net te verstaan wat hier aan die gang is. Kry Jesus sy disippels. En hulle is by die laaste nagmaal ete. Dis net voor sy kruisiging. En in hierdie laaste oomblik van sy lewe, kom hy en hy sak op sy knie neer. Die disippels krik hulle boeglam. Wat gaan nou aan? Hy vat 'n waskom en hy was hulle voete. Hulle voel bietjie uncomfortable. En terwyl hy dit doen, staan hy op en hy deel met hulle verskriklike slegte nuus. Onthou die disippels het geweet dat die Fariseërs, die skrifkenners en die Romeine raak nou moeg vir Jesus. Hulle wil hom gevange neem, hulle wil hom doodmaak. Hulle weet dit. Hulle weet dit. En Jesus spreek hierdie woorde uit. Hy sê, is iemand in hierdie, imagine jou familie. Imagine jy sit om 'n familietafel, want dis hoe hulle vir Jesus was. Daai mense was sy familie. Hy sê, een van julle gaan my verraai. Wat beteken dit? Een van julle gaan my verkoop aan die Romeine en die skrifleerders en die Jode. Een van julle. Kan jy dink wat gebeur met daai Jode se harte? Wat om daai tafel sit daai disippels? En Jesus stop nie daar nie. Hy sê vir hulle, dis nie al nie. Een van julle, jy gaan my nie net verraai nie, hier's 'n ander een. Petrus, as jy gewonder het wie dit is jy. Jy gaan my verraai. Jy gaan nie my verraai nie, jy gaan my verloon. Jy gaan my verloon. Hulle harte begin breek. En dan kry ons Jesus en hy raak self emosioneel. En hy deel met hulle, ek gaan van julle al weggaan. Nou is jy Jesus se familie. Jy sy disippels, jy volg hom al vir 3 jaar. Hy is die hoop van jou lewe en jy hoop dat jy die regte man gevolg, want hy gaan iets vir jou gee in die toekoms. En iewes skielik kom jy agter, dit is alles verby. En hulle moet met groot angs in hulle harte en met groot vrees sit hulle in hulle harte. En hulle is bang. En hulle weet nie wat gaan môre gebeur nie. Hulle weet nie wat gaan van hulle gebeur nie. En dis waar hierdie storie afspeel. En dis waar Jesus hierdie groot, ongelooflike groot woorde spreek. En hy spreek die woorde: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat beteken hierdie woorde? Jesus sê, ek is die weg, die manier hoe ek leef, dis die pad. En ek is die pad na wat toe? Na waarheid toe? En ek is ook die pad na ware lewe toe. Okay? Hy deel nou hierdie woorde met hulle.
En hierin vind ons vandag ons goeie nuus. Te midde van hierdie ongelooflike ontstelteheid vind hierdie disippels goeie nuus. Hy is die weg. Maar luister wat sê Jesus vir hulle. En hier kom iets ongeloofliks mooi uit. En ek wil jy moet recognize wie Jesus regtig is. Die persoon wat hy is. Sy eerste woorde vir hulle sê hy vir hulle, so hy deel met hulle hierdie goed. Het gaan sleg gaan met my, het gaan sleg gaan met julle. Hier kom 'n baie gevaarlike tyd voor. Hulle is in diep ontsteld. En hoor wat sê Jesus. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Wow. Dis die tipe goeters waar ek stil staan, my Bybel toemaak en die Here dank vir wie hy is. Laat jou hart nie ontsteld wees nie. Dit is ongelooflik mooi vir my. Is hier so waar, dat die typiese gedeelte is, waar jy net 'n rukkie kan sit en dink, wat 'n mens moet hy wees? Sy lewe is in gevaar, maar hy is bekommerd oor sy disippels se ontsteltenis, hy is bekommerd oor hulle harte. Het voel vir my in hierdie wêreld waarin ons leef, is daar twee hoofstrome mense. Die eerste hoofstroom mense, hulle sien mense wat in trauma is, gebroke harte het, emosioneel is, ontsteld is, en hierdie groep mense wil daai mense vermy met alles in hulle. Hulle wil nie naby hulle kom nie. Maar jy kry 'n tweede groep mense, en hierdie groep mense sien ook mense met ontstelde harte, en hulle gaan in hierdie situasie, en hier is die probleem met hulle. Hulle is meer gebroken as die mense met ontstelde hart, en in daai situasie gaan alles oor hulle. So hulle vat 'n situasie waar jou hart ontsteld is, hulle maak dit so oor hulle self, dat die situasie meer ontsteld raak. Maar jy kry vir Jesus. Hy kom in 'n situasie in, hy kom in 'n atmosfeer in waar mense se harte gebreek is, en hy spreek healing vir hulle. Hy bring hoop vir hulle. Hy sê asseblief, laat julle harte nie ontsteld is nie. Joh, is dit nie ongelooflik nie? Jesus sê, hy sê so, ek sien jou raak. Hy sê, ek sien jou raak. Hy sê, ek sien jou net raak nie. Ek gee om vir wat jy voel. Ek wil jy moet dit voel. Jesus sê, ek sien jou net nie raak nie. Ek kan jou hart sien, wat ander mense nie kan sien, kan ek sien. Hulle kan sy hart nie sien nie, maar hy kan hulle harte sien. En dan sê hy vir hulle, en ek gee om oor wat jy voel. Wat sal mense vir jou sê? Wat sê ek en jy vir mense? Ons het hierdie goeders. Ag nee man, dis okay. Nee man, dis alright. Of ons sal sê, ag weet jy wat, jy sal beter voel. Die stres, jy sal beter voel. Wat van die ou golden oldie? Ag, tyd genees alles man. Staan net vas, tyd gaan alles beter maak, maar nee. Of wat van die ene, dis erg ene. Jy's gebreek. Sê iemand vir jou, ag, is jy so erg? Is jy so erg? Maar my al gebeur, is jy so erg? Jesus kom in en hy sê nee, ek gee vir julle iets, en Jesus bring vir hulle vandag 'n uitnodiging. En hy sê in hierdie uitnodiging bring ek vir jou troos, maar ek bring vir jou lewendige hoop. En nou wil ek uitkom by sy uitnodiging. Sy uitnodiging. Hoor wat sê hy? Sy moet nie in julle harte ontsteld wees nie. En nou sê hy, glo in God, glo in my. Glo in God, glo in my. Ek weet vra. Ons lees dit maklik. En ons het idees wat ons dink hy vir ons sê. Maar kom ons ondersoek 'n bietjie die idees wat ons in ons kop het wanneer hy sê glo in my, glo in God. Kom ons vra onsself. Waaraan dink jy as iemand vir jou sê, jou vra, glo jy in God? Waaraan dink jy? Wat is die idee wat by jou opkom? Glo jy in God? Glo jy in Christus? Ek dink baie van ons wat hier sit, voel dis 'n fondasievraag in ons lewens. Ons voel ons moes hom al hanteer het, stem jy saam, ons moes die vraag al hanteer het. Ons voel ons dink nie eens meer daar nie. En dis een van hierdie goeders wat ek dink is so, daai statement Jesus maak, glo in God, glo in my, is so fondasie, is so bekend by ons, laat dit net onbekend geraak. Iets wat so bekend is, kweek onbekendheid. So hier is wat die meeste van ons dink. Is die meeste wat ons dink. En dan glo jy in God, en dan vat dit my, jy vra vir my, glo ek daar is 'n opperwese? 'n Opperwese waaruit alles gekom het. Glo ek daar's 'n opperwese wat aarde en hemel geskaap het, en is nie 'n Big Bang gewees nie. En as daar 'n Big Bang was hy die author van die Big Bang. Maar alles vloei uit God uit. Okay? So, wanneer iemand vir jou vra, glo jy in God, en vra hulle vir jou, glo jy daar is 'n God? En dan, wat sal die een wees wat sê, ek glo nie in 'n God nie, ons noem hom 'n ateïs. So, ek is nie ateïs nie. En as Jesus sê, glo in my, dan sê hy nou letterlik, glo jy dat ek bestaan?
Dis baie keer hoe ons hierdie ding benader. En dan lees ons vinnig hieroor, nê? Dan lees ons vinnig hieroor. Typiese antwoord is ja, ek glo. En nie net ja, ek glo nie. Ja, ek glo in God die Vader. Ek glo in sy Seun, Jesus Christus is die Christus. Hy is die Messias. Ek glo in die algemene kerk. Wat noem ons dit? Ons noem dit 'n geloofsbelijdenis. So wanneer Jesus, ons lees vinnig hoor, wanneer Jesus vir ons sê, glo jy in God, glo in my, dan sê ons, yes I do. Dankie, yes I do. So is gehanteer, nee, ons is klaar met dit. Ons is klaar met dit. Want jy glo in die diepste van jou wese, daar is 'n God, hy het alles geskaap, jy glo sy Seun is Christus, en hy is die redder van die wêreld, gesond. Maar ouens, is dit regtig wat Jesus hulle vra? Is dit regtig wat Jesus hulle vra? Kom ons dink hierdie ding deur. Hier sit 'n groep disippels voor Jesus, diep ontsteld. Hulle toekoms is weg. Hulle dink hulle het die slegste keuses in hulle lewe gemaak. Hulle het al hulle geld op Jesus gesit, hulle alles vergeet, alles weggegooi, alles verloor. Hulle het hulle ouers baie gesê. En hulle volg hierdie man, hulle hoop hy lei hom hulle ergens heen. En hulle hoop hy maak iets van hulle lewens. Nou staan hy voor hulle. Dan sê hy, glo in my, glo in God. So vra Jesus vir hulle, hy staan regter, hy sê voor hulle, staan hy vir hulle, glo dat ek bestaan? Is dit wat hy vir hulle vra? Kan nie wees nie. As ek vir my lyf vra, glo jy ek bestaan? Maar ek staan voor jou. Natuurlik glo jy ek bestaan. Kom ons krap 'n bietjie agter hierdie woord. Man, hulle besit nie, hy bestaan, hulle weet hy is die Messias. Hoor gaan Johannes, die doper aan die begin van die boek Johannes al, het gesê, waarlik, daar is die lam van God. Hulle weet dit is gecover. Hulle het al, en Andreas het vir Simon vertel, vir Petrus vertel, hy sê, we have found the Messiah. Dis graad 1 geloof vir hulle gecover. Hulle weet hierdie. Filippus vertel vir Nathanael, hy sê, ons het die een gevind waarvan die wet van Moses praat. Die een waarvan na wie die wet verwys. Die wet en die profete, ons het hom gevind. Nathanael maak 'n ongelooflike statement heel in die begin van die boek, en hy kom sê, hy sê, Rabbi, waarlik, u is die Seun van God. U is die Seun van God, die koning, die ware koning van Israel. Nou vra ek vir jou, vra Jesus daar voor hulle, hierdie groepie mense wie se harte gebreek is, hulle het geen toekoms, die vra Jesus nou vir hulle, glo julle wie ek is, en glo julle ek bestaan, en glo julle die God is die skepper van die heelal, die wêreld en alles het uit hom uitgekom. Is dit wat hy vir hulle vra? Vra hy vir hulle 'n teologiese vraag? Come on, dit kan nie wees nie. Kom ek probeer op 'n ander manier. As ons hierdie ding snap, ek weet dit klink vir jou ridiculous, maar kan dit vir jou wêreld oopmaak in jou geestelike lewe. Milay, toe sy klein was, het sy gesê, by die skool vra hulle vir hulle wat hulle gawes. En toe sê Milay, nou sê die predikant se kind, so hulle, jy dink sy gaan hierdie reg kry, né? Hulle gaan hierdie reg kry. Sy was laerskool, ek moet sê, en hulle gaan almal deur Dene se gawes, nie, ek is atleties, Dene sê ek kan mooi sing, Dene sê ek kan vleuel speel. Die pastoor se kind sê, sy het 'n gawe vir boomklim. Sien julle waarmee sit ek? Sien julle waarmee sit ek? Nou, dit was 'n groot realiteit. Dit was 'n groot realiteit. Sy kon boomklim vir die eerste span, laat ek dit nou vir julle sê. Dit was nou net nie 'n baie, dis nie 'n gawe wat haar ver gaan vat in die lewe nie. Maar sy kon boomklim, laat dit bars. Ons het die hele Nysnaas dan nog vol van haar bome. As ons vir pa onthou hierdie boom. Ja, sy in Milan het korte pake gevolg. Maar hy het daarmee het gesien sy gawe nie. Sy gawe was switchet. Hy het 'n ongelooflike gawe gehad. Nou, klein meisiekie. Imagine jou dogtertjie klim in 'n boom en sy en maatjie speel. Maatjies hardloop by jou huis in. Oom Milay het 'n angsaanval hoog in die boom. Ek kom maar uit, hier sit 'n kind in die boom. Sy hou aan die dunste takkie vas, hy begin so 'n bietjie dip.
Sy het verder gaan waar sy dink en iewes skielik besef sy, haar gawe kan haar net so ver vat. En sy vries, en sy's angstig. Sy kan nie af nie, sy kan nie op nie, sy kan nie beweeg nie. Die tak is op so 'n plek dat ek kan nie opklim soontoe nie. Ek gaan nie op daai tak kan pas nie. Wat maak ek? En ek loop onder hierdie kind en ek kyk op na haar en ek sê vir haar, liefie, los, papa sal jou vang. En deur haar trane sê sy, roep vir ons iemand anders. Hierdie ou weet obviously waarvan hy praat nie. Jy verstaan? Roep vir mamma. Laat ons nou hierdie ding oplos hierso. En ek sê vir haar hierdie woorde. Sy's angs, sy's bang, sy's onseker oor haar toekoms. En ek sê vir haar hierdie woorde. Ag my liefie, glo net in pappa. Wat vra ek vir haar? Vra ek vir of ek bestaan? Nou kon dink ons Jesus vra dit. Vra ek vir my liefie, die pa wat jy nog altyd gehad het, is ek 'n werklikheid? Is ek getroud met mamma? Is ek jou pa? Ek vra vir haar glad nie dit nie. Ek vra vir haar net een ding, wat vra ek vir haar? Glo jy dat ek vir jou genoeg omgee? Dat ek hier gaan pad gee as jy afkom nie? Of het my gaan seermaak of het my nie gaan seermaak nie? Ek gaan sorg dat jy sag val. Ek weet nie wat gaan met my gebeur nie. Ek vra vir Milay, glo jy dat ek jou pa is, dat ek vir jou lief is? Glo jy dat ek genoeg vir jou omgee? Dat ek 'n verskil kan maak in jou angs? Nou vra ek vir jou, wat dink jy vra Jesus vir sy disippels? Hulle is terrified. Die lewe lyk vir hulle 'n groot gemors. Hulle kan hulle ma en pa se stemme hoor. Ek het julle gesê, julle kan nie daai man volg nie. Hulle is onterf uit baie van hulle families uit. En nou is hulle in 'n plek met diep angs, dit lyk donker, hulle weet nie waarheen hulle gaan nie. Ek vra vir jou, wat dink jy vra God vir hulle? Wat vra God vir hulle? Hy vra nie of ek bestaan nie, hy vra, Boeta, Sissa, glo jy dat ek jou ken? Glo jy dat ek jou pernari, die kondisie waarin jy jouself vind kan raak sien? Glo jy ek verstaan wat in jou hart nou aangaan? Ja, glo jy dat ek is die skepper van die wêreld? Ja, dis 'n vraag. Maar is 'n baie meer intieme vraag. Glo jy dat ek is jou skepper? Glo jy ek kan see oopkloof vir 'n volk? Ja, hy vra dit, maar hy vra iets anders. Glo jy ek sal die see oopkloof vir jou? Vir jou? I want to do it for you. Glo jy dat ek is jou pa en ek is bereid om seer te kry om jou te red? Dis wat Jesus vra. So wees stadig as jy sê ja, ek glo in God. Ek glo in Jesus. Glo jy dat God genoeg omgee vir jou? Weet jy, ons is gou geneig om te dink God gee genoeg om vir die mensdom. Stem julle saam? God gee genoeg om vir sy volk, ja. God gee genoeg om vir sy kerk, ja. Dis nie wat Jesus hulle vra nie. Ek wil vir jou vra, wie is die Here vir jou? Wie is die Here vir jou? Is dit die God van Abraham, Isak en Jakob? Of is dit die God van Jakob, Milan, Milay, Karina? Jesus Christus wil vra, are you willing to trust me? Julle kan nie die toekoms sien nie, ek verstaan. Ek verstaan. Dit lyk vir julle donker, ek verstaan. Julle gaan môre en oormôre wakker word en dit gaan die donkerste dag in julle lewe wees. Julle gaan sien hoe hang ek aan 'n kruis en julle hoop gaan verdwyn. Sal julle my 'n kans gee om te wys dat ek gaan vir julle deurkom? Give me give me the small bit of trust that I'll come through for you. Ek sal vir jou dit maak. Jy sien, nou raak ons stil. Want ons weet God is bereid om vir ander mense te doen, vir Bybel, selfs vir predikante te doen, maar is God bereid om dit vir my te doen? En dis wat hy vra. Nou wil ek jou 'n ongelooflike stuk goeie nuus bring, en hiermee sluit ek af, ek gaan nie ons lank besig gaan nie. 'n Ongelooflike stuk goeie nuus. So, Jesus vra, glo in God en glo in my. Hoe maklik is dit vir jou om in God te glo?
Het jy al gehoor dat iemand sê vir jou, mannetjie, jy moet 'n bietjie meer geloof hê? Het jy al gehoor iemand preek en sê, jy kort net meer geloof? OK, Pierre, waar kry ons dit? Waar gaan haal jy dit? Met ChatGPT? Online? Waar kry jy meer geloof? Jy kort net 'n bietjie meer geloof. Weet jy wat is julle probleem? Julle het nie geloof nie. En wat is die konsep? Ons voel al hoe slegter, want ons kort geloof. Waar gaan ons dit kry? En dis in hierdie gedeel, is ongelooflik. Hoor wat sê Jesus in Romeine. Hy sê dit. Ons moet daaraan dink, om besadig te wees met die maat van geloof, soos God het aan elkeen van ons toebedeel het. Ekskuus. Hy sê, dink nugter, wees vergenoegd met die mate, die hoeveelheid van geloof, wat God aan elkeen toebedeel. Is jy bewus dat die geloof wat Christus wil hê, jy moet in hom hê, ook van hom afkom? Geloof is nie iets, Jesus dink nie dat geloof is iets, wat jy uit 'n klip uit moet tap nie. Imagine hierdie ding. Want as ek en jy dit uit 'n klip uit moet tap, waar gaan ons dit kry? Ons gaan net nog skuldiger voel. Ons beeld van God gaan net nou wees, OK, hy sê, glo in my en glo in, dis impossible. Hoe kan ek dit meer in jou glo? Sê 'n knoppie wat ek kan aansit nie. Maar Jesus vra nie dit vir ons nie. En dis hoekom hierdie sulke ongelooflike goeie nuus is vir my en jou. Jesus kom na jou toe en hy sê, hey, glo in my Vader. Maar ek gaan jou help om in my te glo. En ek gaan jou help om in my Vader te glo. Ek gaan vir jou die raw materiaal gee wat jy nodig het om in my te glo. Is dit nie ongelooflike goeie nuus nie? Is dit nie ongelooflike goeie nuus nie? Dit is vir my verstommend, hoe maklik ons preek. Glo net meer. Bou jou geloof. Werk aan jou geloof. Maar het klink vir my, dis eintlik God bou my geloof, en God werk aan my geloof. Daar's dinge wat ek moet doen. Maar geloof is nie 'n produk van jou werk nie. Geloof is 'n produk van God se werk. Faith comes from God. Ek imagine, onthou julle, kom ons sing hierdie prentjie. Imagine Israeliete. Hulle staan voor die Rooi See. Die Egiptenare is besig om op hulle af te hardloop met allerhande nasty staf. Met spiese, perre, waans, swaarde, skilde, die beste tegnologie van die tyd. Hulle gaan nou sterf. En God kom en hy maak daai see oop. Daar's party mense met 'n baie groot maat van geloof, soos God dit hulle skenk, en daar's party mense met 'n bietjie minder geloof. God sê, wees besadig met dit. So nou is hierdie family. En ons almal in ons family het verskillendes van hierdies. Die een is die ma, sy gryp haar kinders. Sy sê, stap nie hier in nie, stadig. Boetie ruk los. Hy kan nie wag om heen te gaan nie. Hy hol hier in die see in wat ooptrek. My maat, hy sien hoe die harders pad om in die meer in te swem. Jy weet, hulle moet uit die pad uitkom, harder swem nie op hoë grond nie. Hy loved it. Hy hardloop vooruit. Ma se hart gaan staan. Sy wag dat die eerste, onthou dit was omtrent so 2 miljoen mense. Sy wag dat die eerste 1,5 miljoen verbystap. Maar sy is so 'n bietjie bekommerd, want haar geloof is bietjie minder. Haar geloof is 'n klein bietjie minder as hierdie 1,5 miljoen al voorhaal. Maar geloof is so min dat sy dink, ek wil nie die laaste wees nie. Nou kom jy Egiptenaar, hulle vang my van agter af. Kan jy sien waar sy geloof? Maar dan kry jy mense wat heel voorloop. Hulle neem selfies op die meer. Hulle love hierdie storie. En dan kry jy hulle met byna niks geloof. En hulle is op die stertkant, ons trek hulle deur. Maar weet jy wat? God het hulle almal deurgevat. Daar's van ons met meer geloof en daar's van ons met minder geloof. Ek wil jou nie daar los nie, ek wil jou glad nie daar los nie. En God kan vir jou al hoe meer geloof gee, maar luister na my. Ek dink die geloof is iets wat jy kan bid en sê, Here, gee my meer geloof nie.
Weet jy wat ek dink? Ek dink geloof kom van waar jy jouself vind. God sal jy nooit na 'n plek toe stuur waar jy nie die geloof het om in daai plek te kan staan nie. Maar luister nou baie mooi. Christene wat net heel dag voor die TV sit, op die lazy boy. Hoeveel geloof dink jy het jy nodig as jy daai knoppie druk dat daai volgende channel gaan opkom? Hoeveel geloof het jy nodig? Jy het baie min geloof nodig. Iemand wat probeer sing en hy struggle nog of sy struggle nog, maar sy wil oefen, sy wil dit reg kry. Baie meer geloof nodig. Iemand wat wil vir iemand gaan sê die Here het jou lief, maar daai persoon kan sy rug op jou draai. Het jy meer geloof nodig? Ja. Wat dink jy sal gebeur? Hoeveel geloof het ons nodig gehad om as Roag gemeente in daai klein sinkgebouetjie te bly? Ons kan daai klein sinkgebouetjie gebly het ons enige meer geloof gehad? Nee. Ons het nie nodig meer geloof nodig gehad nie. Maar ons het 'n groter droom gehad. Ons sê Here, kan ons vir iets meer doen? Kan ons vir iets groter doen? En hier is die realiteit. Ek onthou, Ian, I didn't have the capacity of faith at that stage. Maar een tree, dan kom daar 'n stuk geloof by. 'n Volgende tree, dan kom daar 'n volgende stuk geloof by. 'n Volgende tree, kom daar 'n volgende stuk geloof by. Hier is wat ek agterkom. Loop jy waar God jou stuur, dan sal jy sien die geloof kom by, soos jy dit nodig het, by die plekke waar jy dit nodig het. Sit stil en doen niks. You don't need faith. Jy het nie meer geloof nodig nie. Die geloof wat jy nou het is genoeg. Ek verduidelik op 'n ander manier en dan sluit ek af. Toe ons kinders gebore is, Milais gebore, ek en Karina het vir 10 jaar gewag vir 'n kind. En dit was na 'n paar miskrame, was sy 'n wonderwerkkind. En dit was een van die ongelooflikste wonderwerke. Ons hele lewe, ons hart, ons siel het net uitgegaan na toe. Ons het net geleef vir hierdie een kind. En toe raak Karina swanger met 'n tweede kind. En toe kom my vrees. My vrees is, dit sal vir my voel, ek het nie kapasiteit om nog iemand lief te hê nie. Ekskuus Milan, dit het beter geraak later. Ek het nie capacity vir nog 'n mens in my lewe nie. Kan jy imagine? Hoe kan ek nog 'n hele mens liefde gee? Ek is so bang hierdie kind voel, ek het my liefde nou geskuif na iemand anders toe. Sy is my soul attention, ek weet nie, waar kry ek kapasiteit in hierdie hart om weer lief te hê nie? En niemand sê dit vir my. Ou Tannie, sê pastoor, want ek sê dit met haar, sy sê pastoor, jy hoef nie bang te wees nie. Wanneer Boetie gebore is, bring hy 'n stuk liefde saam met hom. En die dag as hy gebore is, het jou hart se kapasiteit vir liefde vir kinders verdubbel. Ha, dis 'n ou mens storie dit. Julle, dit is net so. Toe ek daai kind vir die eerste keer in my hart vas het, toe voel dit of dit al kind is wat ek het. As ek by haar voel dit sy of sy al kind het wat ek het. Die kapasiteit, ek hoef nie liefde te deel nie. My liefde het vermeerder. Wil jy meer geloof hê? Wil jy nie begin vertrou dat God vir jou iets persoonliks kan doen nie? Wil jy nie 'n legacy bou van geloof? En al wat jy hoef te bou, is begin leef saam met Jesus. Begin gaan waar hy jou stuur. Begin vir hom iets doen. En waar jy beweeg en waar jy begin doen, dan gebeur dit. Met jou finansies. Wil jy nie God vertrou om 'n bietjie te gee en te kyk wat hy doen? En dan kan jy nog 'n bietjie meer gee en dan kan jy dit doen. En elke keer wanneer jy gegee, dink jy ek sal nooit weer so baie kan gee nie. Ek vertel julle 'n ware storie. Ek het 'n oomie. Ek sit voor hom. Baie liefdevol oom, ek gee baie om vir hom. En hy maak 'n besondere groot donasie. Hy het 'n groot besigheid gehad, hy maak 'n besondere groot donasie vir 'n kerkbouprojek wat ek gehad het. Nee, en hy's nou nie. En die dag toe hy het vir my gegee, toe sê hy, ek moet vir jou sê, ek sal nooit weer so baie kan gee nie. Want hoe die landswet verander, hoe die nuwe Black Empowerment wet inkom, moet ek ander bestuurders kry, ander leiers kry. Ek sal nooit weer alleen kan besluit waar geld gaan nie. So is die laaste keer in my lewe wat ek dit doen. En ek smile so vir hom, ek sê vir hom, oom, jy weet net nie wat die Here doen nie, want nou groei jou geloof as jy gee. Die Here gaan jou nog ongelooflik gebruik in die toekoms. Hy kon dit nie dan en daar sien nie. Mense, daai offer wat die oom gegee het, was klein. Hoe die Here hom gebruik het daarna. Is geloof
kom wanneer ons dit nodig het as kinders van die Here. Geloof kom wanneer jy bereid is om Jesus te volg. En die ding waar God vir jou geloof gee, ek gaan dit nou net afsluit hiermee, dis nie 'n nuwe konsep in die Bybel nie. Dis 'n groot konsep in die Bybel. Hoor gou Filippense 1 vers 29. Paulus sê, omdat dit aan julle, hoor nou, terwille van Christus genadiglik gegee is. Hoor nou mooi, omdat dit aan julle, terwille van Christus genadiglik gegee is, om in hom te glo, maar ook vir hom te lei. Hoe het jy het gekry om in God te glo? Is genadiglik aan jou gegee. So jy kry eerste openbaring. Die eerste openbaring wat jy kry, God is 'n werklikheid. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Alles het uit hom uitgevloei, dis jou eerste fase. Maar jou tweede geloof is God het nie die skep van die hemel en die aarde nie, hy is die skepper van my wêreld. En hy shape my wêreld. En ek stap elke dag saam met hom, en ek het hom elke dag nodig, en elke dag kloof hy vir my die Rooi See. That's a second faith. En daai geloof hou aangroei, nie deur jou werk nie, maar as 'n produk van God se werk. Hy skenk dit aan jou genadiglik. Johannes 6 vers 29. Jesus antwoord hulle, hy sê, dit is die werk van wie? Kan julle al lees, kan jy vir opsit, ek het jou vir jou gegee nie. Daar is 'n spesiale ene vir julle, maar ek beloof hy is in die Bybel. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. Wat? Wie het hy gestuur? Jesus. Hy sê, dis die werk van God, dat jy in Jesus glo. Dis die werk van God, dat jy in Jesus glo. Jy kan nie eens roem daaroor nie. Die feit dat ek en jy in Christus glo, is a gift from God. It's a gift. Ek wil niemand met jou ooit weer laat skuldig voel oor die maat van jou geloof nie. Ek wil jy moet jou nooit weer op 'n plek bevind en sê ek het te min geloof. Want die oomblik as jy dit sê, dan sê jy God is te klein. Want God sê wat jou geloof vir jou gee. Die enigste ding wat ons kan, die enigste ding wat ons kan werk, is om te besluit om Jesus 'n kans te gee. So hy kind daar bo in die tak, wie van julle is lus om net daai tak te los en te sê, okay, Here, ek gaan kyk wat hy doen. Ek weet nie waar jy sit nie, maar jy's mense wat sit op die brink. Daar's iemand by die huis, jy sit op die brink om 'n volgende tree te doen, en 'n volgende tree te neem wat so groot is, en jy's bang daarvoor. Ek wil vir sê, go for it. Go for it. Want wanneer ons begin goeders doen wat groter as onsself is, dis waar God jou begunstig met nog geloof. Liewe gemeente, ek sien nie. Mag jy uitgaan, asseblief weer, jy kan opkom. Ja. Mag jy uitgaan vandag met 'n wonderlike seën. 'n Seën dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Hy is die groot ek is. Ons sluit af met 3 lied en as hierdie lied klaar, help julle asseblief self met 'n lekker koppie koffie en ry veilig huis toe in hierdie lekker reën weer. Dankie.